Ons praat vandag oor klein sondes. Op die dag wat die Here vir Sodom en Gomorra verwoes het, lees ons in Genesis 19 vers 20 dat engele Lot aan die hand gegryp het en dat hy hulle toestemming gevra het om liewer na die klein dorpie met die naam Soar toe te kan vlug. Dit was 'n klein aanpassing op 'n baie duidelike opdrag van die Here. Sy redenasie was dat hy die dorpie maklik sou kon bereik en hy het beklemtoon dat die dorpie klein was, dat hy sy lewe so sou red. Die Purityne het genoem dat Satan hierdie alternatief met 'n goeie rede gestuur het, want dit sou maksimum skade aanrig. Die bekende prediker Charles Spurgeon het oor hierdie gedeelte gepreek en dit klein sondes genoem. Dis 'n gepaste naam, want die verskoning vir ongehoorsaamheid mag dalk iets kleins genoem word, maar dit is wat vir Lot uiteindelik oor die afgrond gestuur het. Spurgeon vergelyk 'n klein sonde met wat gebeur wanneer 'n inbreker nie by 'n huis kan inkom nie omdat die deur behoorlik gesluit is. Die inbreker neem dan 'n kind, lig hom deur 'n klein venstertjie. Sodra die kind binne is, loop hy eenvoudig na die voordeur, maak die deur oop sodat die rowers die huis kan plunder. Ons verskoon maklik dit wat ons as klein sondes noem. Dit is waarom Paulus ons waarsku, want daardie sondes het 'n manier om te groei. Paulus waarsku vir ons dat 'n klein bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek. Dit word uiteindelik sigbaar. Dit word sigbaar in jou manier van dink, jou manier van lewe. Dis waarom die sonde groter verwoesting in Lot se lewe gebring het as wat ooit in Sodom met hom gebeur het. Daardie openlike groot sondes laat jou skrik en jy verafskiet dit wat in Sodom gebeur. Weet Samson, so baie ander na hom, het nie 'n oggend wakker geword uit die bloute besluit om hom aan die Filistyne oor te gee nie. Wat met hom gebeur het was die vrug van klein aanpassings wat in sy lewe gevestig geraak het. Dit is wat hom uiteindelik in die vyand se hande laat beland het. Om soos Lot ongehoorsaamheid goed te praat, is soos 'n dam wat gaan breek. Dit begin die water net suiwer, dan word dit drup, dan word dit 'n klein stroompie, en uiteindelik gaan die wal breek en alles meesleer. Spurgeon sluit sy preek af deur te sê dat die hart hok met onrein diere is. Moenie aan hulle gewoond raak nie, maak hulle dood, want anders gaan hulle jou doodmaak. Klein sondes floreer in die duisternis. Jy moet hulle in die lig insleep. En die pad na genesing is nie om klein stukkies ongehoorsaamheid goed te praat nie. Bring dit na die kruis, want Jesus ontmoet jou daar.